ons praat 'n bietjie oor die profeseë oor Putin. En ek wil praat daaroor na aanleiding van 'n gebeurtenis hier teen laat Desember 2025. En dit gaan oor die aanval op Putin se persoonlike tuiste. Ek dink is in die Novgorod area, is sy huis aangeval met iets soos 91 drones. En die westerse media het almal een narrative gehad hieroor. Naamlik, ag, dis nie waar nie, dit het nie eintlik gebeur nie, en Rusland probeer die vredesproses omverwerp in die Oekraïne, en hulle het nou, die rede hoekom hulle nou hieroor praat, is eintlik, dis eintlik 'n vals vlek, en die plan is maar eintlik om ekstra eise te stel, of nie eintlik die oorlog, hulle wil nie vrede hê nie, en dis hulle manier om Zelensky by te kom. Dit was die narrative, waar die CIA en die kamerade en MI6 en die Mossad, hulle almal wat die media beheer, is dit die narrative wat hulle gespin het, oral op die media. So hulle maak die Russe leenaars. Dit terwyl ons weet, Zelensky en sy maters, met die hulp van die MI6 en CIA, het al teikens binne in Rusland aangeval met drones, waar die CIA direk betrokke was. En jy kan maar glo, die Britte was ook betrokke. Maar dit word maklik deur die westerse media eenkant toegedruk. Sê, ag nee, dis nie waar nie. Putin is 'n leenaar. Die leenaar hier is die westerse media. Die leenaar hier is die CIA, MI6, die Mossad, die Mossad, die oomblik is Mossad hulle mond oopmaak, hulle, as Netanyahu sy mond oopmaak, dan val haar 'n leen uit. En dan natuurlik Zelensky, wat een van die grootste leenaars is wat daar kan wees. Ek kan baie ander dinge oor daai sot sê, maar kom ons praat net oor die feit dat hy so lieg. So, toe kom die Russe, en die Russe sê, luister, ons het van hierdie drones gekry, nadat ons hulle afgeskiet het, en ons het die computerchip uitgehaal. En toe gaan hulle na die militaire attaché van die VSA in Rusland, en hulle oorhandig aan hom hierdie computerchips, en sê, luister, ons het hierdie computerchips deurgegaan, ons het dit ontleed, ons weet wie was betrokke hierby, ons het die flight path, dit was definitief nie gerig op iemand anders nie, dit was nie gerig op 'n ander stelling, of 'n militaire basis nie, dit was gerig op Putin sy huis, sy persoonlike tuiste. En toe sê die Russe, hierdie ding sal nie ongestraf wees nie, wat reg is. Goed, maar wat vir my so interessant is dat hierdie een van die puzzelstukkies het, wat ons sien na die profesie oor Putin. Nou, as jy nou al so lank hier is, dan kan ons al 'n bietjie daaroor praat. Kyk, die sotte is die eerste 30 sekondes daar, dan beweeg hy aan, want hy het 'n dopamienprobleem in sy brein. So hy moet skrol, anders kan hy werk die internet nie vir hom nie, dis soos dobbel. So, maar as jy hier is om te leer, sal hierdie vir jou interessant wees. Die skrif voorspel in Daniël 11, dat die koning van die suide, en die koning van die suide is Rusland, die koning van die noorde is die VSA, NAVO, Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, en die Vatikaan, Brittanje, Frankryk, en kan maar die Jode daarby insluit. Reg, die Joodse staat. Die koning van die suide is die BRICS-alliansie, ook genoem the Global South, saam met China, Rusland, Brazilië, Suid-Afrika ensovoorts. Die Bybel voorspel baie duidelik dat daar verraad sal wees binne in Putin se geleedere, binne die koning van die suide se geleedere sal daar verraad wees. Die wat sy spys eet, sal hom ten gronde rig. So dit is iets baie soortgelyk wat ons nou gesien het in Venezuela. Die topstruktuur om Maduro is omgekoop, en daar was iemand wat die deur oopgesluit het, sodat die soldate kan inkom, die SEAL team en whatever, Delta, om Maduro te arresteer. So, ons gaan iets soortgelyk hê met betrekking tot Putin. Reg, maar geen profesie val uit die lug uit nie. Jy staan nie een môre op en dan sê, daar het nou 'n profesie in vervulling gegaan nie. 'n Profesie se vervulling gaan oor 'n lang tydperk, want daar's 'n aanloop tot die vervulling. Menende, daar's genoeg dots wat jy kan connect om te sê, okay, maar dit moet gebeur, dit is geprofeteer, maar hier is die aanloop tot die vervulling van die profesie. So, Bybel sê Putin sal vermoor word.
Ek het die moord op Putin gesien, baie jare terug, hier by 2013, 2014. Ek het gesien dat Medvedev, sowel as Putin, vermoor word. Groot begrafnisse, massiewe begrafnisse, honderde duisende mense by daai begrafnisse. Later het ander mense na my toe gekom en gesê, hulle sien dat 5 van die topstruktuur waarvan Putin in is, word vermoor. Nou ja, so ons weet nou, dis Putin, Medvedev en nog 3 ander van die topstruktuur sal vermoor word. Ek kan maar seker wees, dit sal die CIA en die MI6 wees, wat daar die moord sal pleeg. En dit sal heel moontlik iets te doen hê met 'n vliegtuig of 'n helikopter wat afgeskiet sal word. Interessant, die Europese profete sê dieselfde. In daai boek van Jan van Helsing, Boegdraai, word daar baie duidelik gesê dat dat die Russiese president, die topstruktuur, word daar uitgehaal uit die regering uit, hulle word vermoor. En dan weet ons die blikstemdromer praat onder andere ook hiervan. En hy het 'n visioen hieroor gehad hier in 2026, waar hy sien dat Putin se helikopter afgeskiet word, iewers in 'n onherbergsame area, hy sê dit lyk vir hom soos Afghanistan, kan dalk Georgia wees, iewers in daai area. Reg. So, dis iets wat op die kaart is, dit gaan gebeur. En ek is nie seker wanneer dit gaan gebeur nie. Dis in hierdie verloop, ons is klaar in die 3de wêreldoorlog, ons sal nou hierdie jaar sien hoe die ding begin eskaleer, en dan sal dit oorloop in 2027 daar na Europa se kant toe. Nou gaan hy gaan na die Midde-Ooste toe, hierdie hele moeilikheid sal verskuif na die Midde-Ooste toe, en van daar af na Europa toe. Hoe dit ook al sy, na aanleiding van wat ek gedroom het, moet dit in die tyd wees, wanneer die Russe Noord-Kaap en Suid-Kaap beset. Ons sal sien dat daar 'n swart weermag gestuur word onder Russiese bevelvoerders om die Noord- en die Suid-Kaap te beset. Dit is interessant vir strategiese redes, heel moontlik ook te doen met die sesering van die Kaap, wat nie sal realiseer, dit sal nie plaasvind nie, maar hulle gaan probeer. Maar hulle is die kamp in die Noord-Kaap geweldig goed gesiend, en hulle voorsien hulle van kos en medisyne. So, ons het 'n goeie verhouding met die Russe. Die boere het al die jare 'n goeie verhouding met die Russe gehad. Hulle is nie ons vyand nie. Reg, die Weste is ons vyand. So, maak nie 'n fout nie. Brittanje is 'n vyand, Frankryk is 'n vyand, Swede was 'n vyand, selfs die Duitsers is tans 'n vyand. Trump is definitief nie ons maatjie nie, hy is besig met sy eie agenda. As hy regtig jou maatjie was, dan het hy die refugee cap gesit op 100,000 Afrikaners, om 100,000 cultural minorities oor te vat, waarvan die oorwegend hopelik die meeste sou blank wees. Toe cap hy dit op 7,500 vir die jaar. So daar was geen plan om enigstens 'n blanke boerevolk te red nie. So, ouens soos Chris White, wat vreeslik ry op hierdie perdjie van die refugees, op die ou einde van die dag sal ons sien dat die sogenaamde planne wat die VSA in plek gesit het vir die blankes, sal alles deur die mat val. Daar is nie planne in plek gesit nie, inteendeel. Hoe dit ook al sy, wat vir my interessant was, as jy kyk na hierdie hele verhaal van Putin, en hierdie aanval op die persoonlike residence van Putin, was dit nie gedek vreeslik deur die media nie, behalwe om hom 'n leenaar te maak, en toe dit daarop neerkom, dat hulle die computerchips wel oorhandig aan die militêre attaché en aan die VSA, nou ja, toe is daar klein videoetjies daar op YouTube, en meeste van hierdie inligting was in die Russiese media, dit was nie eers in westerse media nie. So weet ons, dit was 'n plan uit die CIA, MI6, Mossad en uit Zelensky se geheime diens uit, om te probeer om eerstens te kyk of hulle Putin kan by mekaar maak, om 'n hou daar te slaan, en tweedens om die sogenaamde vredesproses te ontspoor. Want Zelensky soek nie vrede nie, want solank as wat daar nie vrede is nie, kan hy die wapens onwettig verkoop, want die wapens wat ingekom word onwettig verkoop, hy is een van die grootste onwettige wapenhandelaars in die wêreld, word verkoop op die swartmark, en hy kan bly steel by die Amerikaanse belastingbetaler. So, nou ja, wanneer die nuwe persoon in plek kom, in Putin se plek, gaan hy geen genade hê vir die Weste nie. Mark my words. Dan sal ons sien hoe val die missiele op die VSA en Brittanje en Europa.